Goeiemôre julle wonderlike mense. Fantasties om vanoggend saam met julle te kan kuier. Julle is in vir 'n groot ding, hoor. Vandag is die net mammas aan hierdie tafel. Vandag kuier ons saam met die 5 glansryke vroue van die realiteitsreeks The Mummy Club van die Hoofstad op Showmax. Goeiemôre aan, nou moet ek mooi dink, Tessa, Christel, Louise, jy's 'n ou bekende, Johandri en Ansu. Baie welkom. Dis heerlik om julle vanoggend hier te hê en julle lyk absoluut ongelooflik. Ons sal selfs later met elkeen van hulle. Soos julle kan sien, Dawie en Leon is nie hier nie. Hulle is waar hulle hoort. In die kombuis. Goeiemôre, hoe kan julle? Is wonderlik om hier so te wees. Vanoggend noem julle sommer vir my You Hefner. Nou, daar's nie plek vir ons aan die tafel gewees nie. Ons moes hier in die kombuis wees. Baie lekker hier so by jou in die kombuis, Collie. Goeiemôre, hoe kan jou? Maar die gewone ekonomiese nuusstories is daar. Nuussake is weer die keer daar saam met Tim Du Plessis. En hy's natuurlik 'n ou bekende. Ek sien uit om met hom te gesels. Hallo Leon. David, ek is aan die smile vanoggend. Ek weet nie hoekom nie. Die sake fokus is hoofsaaklik in Ekurhuleni aan die oosrand van Gauteng, maar ons wys julle ook verskeie ander bedrywighede op ander plekke. Corrie, dit lyk lekker hierson. Ja, julle moet julle net gedraai Kan ek by so lank my. die stukkie Nee, ek moes proe? hulle al in toom hou hier. Hulle ken nie 'n kombuis nie. Nou, ek is vandag kinderlik opgewonde en ek hoop jy sien dadelik hoekom. Ek kook met my eie Corlie produkreeks hier in die kombuis. Ek maak vir jou 'n ribeye beefstuk en geroosterde groente en kruie olyfolie en bedien dit saam met 'n Cabernet Sauvignon van Avontuurlandgoed in Stellenbosch. Dit klink en ruik lekker, kan ek vir julle sê. Maar natuurlik, om die span vol te maak, Annika, môre. Goeiemôre Dawie en span. Ek voel skoon op my eie hier voor die weerskerm, aangesien julle almal vandag 'n maatjie het by julle. Maar ek gesels vandag met julle oor wat ons kan verwag in hierdie volgende week. Enkele donderstorms vir hierdie naweek en dan van maandag af sien ons weer verspreide donderbuie vir 'n groot deel van ons land. En natuurlik soos altyd 'n heerlike landbousake wat ook voorlê. Wel, ouer gewoonte is, kop ons af met Annika met die weer. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Dit was nat en koel geweest Vrydag oor die sentrale en oostelike deel van ons land, maar nou vir Saterdag verwag ons slegs enkele donderstorms hier in die ooste van Suid-Afrika tussen Noordwes, die Vrystaat, Gauteng en Mpumalanga, maar hierdie sal geïsoleerde donderstorms wees. Daar is ook 'n moontlikheid vir 'n bietjie reën van vannag af oor die Kaapse Skiereiland en ook dele van die Oeverberg. En dan sien ons vanmôreoggend beweeg daardie motreën nou ook oor ander dele van die Oeverberg meer na die ooste toe en dan teen môre middag verwag ons nou weer eens enkele donderbuie wat kan opsteek hier oor sentraal Suid-Afrika en dan veral ook verspreide donderbuie langs die oostelike plateaurand en ook in die suide van Namibië. Wat jou temperature betref, sal dit dan hier rondom 28 grade Celsius wees in die noorde van Gauteng met enkele donderstorms vir hierdie gedeelte van ons land. En dan vir Sondag verwag ons dat die donderstorms hoofsaaklik rondom Gauteng gaan voorkom, maar daar is 'n skraal kans vir enkele donderbuie ook in die suide van die provinsie en 'n temperatuur van 35 in Lephalale. Vir sentraal Suid-Afrika temperature hier in die middel 20s met enkele donderstorms wat ook in die streek kan voorkom en 'n maksimum van 30 in Pietermaritzburg. En dan verwag ons in Durban 25 as 'n maksimum vir Sondag met reënbuie wat steeds verwag word in die gedeelte van ons land. Dit is 'n warm naweek in die Oos-Kaap met 33 in Cradock, 28 in Queenstown en dan ook warm toestande in Port Elizabeth as gevolg van bergwind weer wat ons verwag, maar dit klaar op vir Sondag, dan 'n temperatuur van 23 in Port Elizabeth en 25 in Cradock. Vir die Weskaap ook 'n hoofsaaklike droë naweek oor die binneland, maar daar is 'n skraal kans vir 'n bietjie reën wat dan van vannag af kan voorkom van die Kaapse Skiereiland na die Oeverberg distrik en môre verwag ons steeds reën in die omgewing van Bredasdorp waar dit dan sommer heelwat koeler is as gevolg van die bewolkte toestande. In die Noord-Kaap ook droë weer rondom Appington met 34 as 'n maksimum, 33 in Kimberley en donderstorms wat vir beide Saterdag en Sondag rondom Windhoek kan voorkom waar ons môre 'n temperatuur van 28 verwag.
Dan begin die nuwe week steeds met 'n kans vir donderstorms, 'n 40 tot 60% kans vir reënbuie hier oor die sentrale deel van ons land, met enkele donderstorms wat ook verder wes kan voorkom, daar waar ons die blou kleurskakering sien, weer eens 'n kans vir reën wat die aand kan voorkom in die suidweste van ons land, en dan sien ons teen maandagnag en dinsdagoggend dat die reën nou ietwat meer ooswaarts skuif, miskolle wat kan voorkom dinsdagoggend langs die Weskus en ook al reeds reën van vroegdag af oor sentraal Suid-Afrika. Dan vir dinsdagmiddag reënbuie wat nou in en om die Vrystaat verwag word, met veral ook reënbuie in KwaZulu-Natal en motreën wat dan moontlik is langs die Suid-Kaapse kus, veral in die omgewing van Knysna. Wat die temperature betref, is dit so rondom 18 grade Celsius vir maandagoggend in Gauteng. Daardie middag is dit nou ook steeds matig oor die sentrale deel van ons land, maar warm in die Laagveld met temperature in die middel 30s. Vir dinsdagoggend is jou minimum temperature in die lae 20s langs die ooskus van Suid-Afrika, en vir daardie middag is die maksimums dan in die middel 20s hier vir die Vrystaat, ook matige toestande wat ons dan oor die suide van ons land verwag met 20 in George. Wat die wind betref, sal daar 'n matige noordwestewind oor die weste van ons land waai, 'n matige noordwestewind ook in Kaapstad met 'n matige noordoostewind langs ons ooskus. 'n Bries gaan met tye waai Sondag in en om Gauteng, winderige toestande vir sentraal Suid-Afrika, 'n matige suidoostewind wat nou opsteek langs die ooskus en ongelukkig weer 'n sterk suidoostewind ook vir Kaapstad en die omliggende dele. Dit is jou weervoorspelling. Woensdag sit ek weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Volgende aan die beurt is dit landbou sake aan julle gebring deur Laagveld Agrichem, en vandag kyk ons na Living Seeds. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Living Seed started as a little boy that had a dream of collecting seed. The actual beginning of Living Seed started when my eldest daughter was born, and you've got this beautiful little baby, and all you want to do is feed this baby the best food possible. And the way that you feed your child the best food possible is to grow the food yourself. That's when I started collecting vegetable seed, because to grow vegetables for your child, you need to actually plant the seed. Very quickly, I became known by word of mouth as somebody that had heritage or heirloom vegetable seed, and people would phone me asking for seed. One of the people that phoned me was a guy in Cape Town called Steve Venter, and he had a magazine that he was looking to increase his subscription of his magazine. He wanted seed to use as a subscription driver, and he asked if I would supply seed to him. I said absolutely, free of charge. It's heirloom seed, you give the seed away. Steve wanted to pay for the seed, so he gave me the Living Seeds website for free for the first year, and I'd never thought that people would pay for seed. We listed 34 varieties. We only had 19 varieties in stock. Today, we stock about 1,200 varieties of vegetable seed on our website. Of those 1,200 varieties, 1,000 of them are grown on this property. A lot of people think that we grow vegetables and we sell vegetables and we have a lot of vegetables for sale on Living Seeds Farm, and unfortunately we don't. We do grow a lot of vegetables, but all of them are destined to become seed. So a good example is when we harvest cucumbers, we're not harvesting those beautiful green cucumbers that you buy at your local supermarket. We're harvesting outsized giant cucumbers that are overripe, that don't taste very nice, but the seed is at top quality. We also have chickens. Living Seeds, or the Living Seeds hatchery, is the largest heritage hatchery of chickens in South Africa. We do about 33, 34 different breeds of chickens, and we have chickens for all different purposes. We run Dexter cattle, we have Pedi sheep, we have felt pigs, and we have pastured chickens that follow all of those animals through our fields. Erfenissaad word deur generasies oorgedra, met 'n dikwels diep persoonlike of kulturele betekenis daarachter. Hierdie sade bly kultivar getrou,
wat beteken dat die variëteit wat jou ouma grootjie gekweek het, deur versigtige, skoon saadbewaring onveranderd bly. Ons skop af met ons eerste mamma met wie ek gesels, Tessa Toulouse. Baie welkom hier. Ons het nie met mekaar gesels gisteraand nie, maar hier is ons nou al twee in pink. Dit is my gunsteling kleur. Hallo. Tessa, die deelname aan The Mummies Club. Was julle almal vriende, want dit lyk soos julle mekaar jare al ken? Nee, ons was glad nie vriende voor die tyd nie. Ek het vir Louise geken deur besigheid, maar die res van die dames het ek vir die eerste keer ontmoet in persoon by Louise se partytjie. Ja. Wat was die moeilikste ding omtrent hierdie realiteitsreeks? Want jy gooi basies die deure van jou lewe oop vir ander mense om te kan sien die hele tyd. Ek dink dit is belangrik as jy weet wie jy is en jy glo in the power of what you know. Jy weet wat jy weet en weet jy wat, as dit beteken dat ek iemand kan inspireer met my storie, dan moet die deure maar oopgewaai wees, want mense gaan jou altyd judge. Maar as ek iemand kan inspireer met my storie, het ek reeds gewen. En ek wil met jou praat oor jou storie, want jy gaan tans deur 'n egskeiding. Het jy nie dalk gevoel dat dit jou 'n bietjie te kwesbaar maak om aan die program deel te neem nie? Weet jy, as 'n mens in daai diep donker gat is en jy gaan deur daai emosies, dink ek dit is die beste ding om jouself met positiewe dinge besig te hou. So ek het maar net gegaan en besluit, kom ek klim uit my comfort zone uit en gaan wys vir die wêreld my lewe. En wat jy ook vir die wêreld wys is hierdie pragtige, ek gaan dit nou noem kuns wat jy doen, jou besigheid acrylic figurines. Vertel vir ons daarvan en van hierdie passie van jou. So ek is 'n master nail technician en 'n brand owner in Suid-Afrika vir Mia Secret Suid-Afrika. Ons doen opleiding en ons inspireer dames wat nails doen om 'n bietjie meer kreatief te wees. So daai is definitief my passie. Ek wil nie net 'n ou plein kleurtjie verf nie. So bruide, enige iemand wat 'n bietjie meer eksentriek is, kan ek natuurlik diens met my spesiale kuns vir nails. Vind jy dat daar vir jou waarde is wat jy nou al voel kom van die deelname aan die program spesifiek vir jou besigheid? Definitief, ek dink die views is daar. Mense kyk nou dalk miskien vinniger na my brand en hulle wil sien waar ek vandaan kom, maar nails is my passie en om vrouens te inspireer om finansiëel onafhanklik te wees deur om 'n skill te leer is vir my waaroor Mia Secret gaan. Ja, maar hierdie lyk vir my na vreeslike ingewikkelde, delikate werk. Hoe lank neem dit jou om byvoorbeeld so 'n stelletjie van 4 te doen? Omtrent 'n uur op daai vuurtjies, so ek sal sê so 20 minute elk. Om daai tipe blomme te bou, moet jy die acrylic composition verstaan. Dit is die liquid en die powder ratio moet jy verstaan om so tipe roos te bou. Want as jy 'n pareltjie neersit, dan loop hy gewoonlik en as jy akriel verstaan en jy's 'n master, dan kan jy definitief 'n mooi blom bou. Jou grootste uitdaging om deel te neem aan hierdie reeks, want jy is 'n ma, jy moes 'n klomp goed bymekaar hou. Dit was uitdagend met tyd. Ek is 'n mamma wat hands-on is in my besigheid en met my kinders. So ek was maar all over the place en my ma en my ex-man het my regtig baie goed bygestaan rondom kinders rondry en kosblikke pak, want hierdie mamma raak ook maar moeg. Ja, maar hierdie mamma lyk pragtig, al is sy moeg. Dankie. Baie dankie dat jy kom kuier het oor na Corley. Dan gesels ek met nog 'n lid van die Mummy Club van die hoofstad. Die Avontuur West Peak Cabernet Sauvignon met sy aromatiese geure op die neus, tipies van die Helderberg terroir, pas perfek saam met gebraaide biefstuk, geroosterde lamskenkel of 'n ryk wille sampioen risotto. Nou, ek is altyd doodgelukkig om in my kombuis agter 'n kospot te staan en kosprentjies op 'n bord te maak wat heerlik smaak. Maar vandag is ek so effe uit my vel. Ek hou dit net hier binne, want dit is ekstra spesiaal en die skoenlappers vlieg behoorlik hier in my maag. Nou, ek deel met elke ontbytsake kyker wat my resepte so getrou ondersteun, my eie Corley produkte reeks. Dis 'n droom waaraan ek al vir baie lank werk en as dit kom by kos
kom, weet julle al teen die tyd, dis my passie en my liefde. En ek is oortuig as julle my produkte begin gebruik en die resepte volg, gaan jou kos nes myne smaak en sal dit wees asof ek sommer daar in jou eie huiskombuis kom kos smaak. Nou die resep wat ek vandag vir julle gaste vir my gaste voorberei, is maklik en eenvoudig en ek speel met kwaliteit produkte, smake, kleure en tekstuur. Nou ek begin met die vleis, dis 'n rib-eye beefstuk. Jy kan ander snitte ook soos ramp of 'n fillet gebruik. Nou jy marineer dit net met Corley se ekstra suiwer olyfolie. Nou jy sal opmerk, my produk is trots Suid-Afrikaans en ons mooi in ons eie mooi Afrikaanse taal. Nou in Engels sou ek nou sê cold pressed extra virgin olive oil. Maar ek's tog immers 'n noontjie van Nelspruit en trots Afrikaans. Nou jy vat jou vleis teen kamers temperatuur, onthou altyd daai wenk wat ek vir jou gee, en al wat dan op die vleis kom is dan nou olyfolie, sout, peper en dan hierdie is een van die daar hier produkte en dit is 'n suurlemoenspesery of 'n rap. Nou al wat ek gedoen het is ek het die vleis gevat, dit bietjie gemarineer en dan kan jy dit net vir so rukkie, so 20-30 minute laat staan en dan sit jy dit nou in, ek moes dit hier in die pan sit, maar die beste is om dit op hy oop vuur te gaan sit daar buite. En as jou man 'n bobaasbraaier is dit 'n absolute bonus. En dan kan jy net hom lekker braai en dieselfde hoeveelheid tyd wat jy hom braai, hang af, ek hou van 'n medium stukkie vleis, kan jy hom dan nou net afhaal en dan moet hy nou net rus. En maak seker jy koop vir jou man so voorskoot, nê, dan hoef jy nie vetkolle meer uit jou hemde uit te waai nie. En die braaispesserye, jy gaan elke naweek braai, ek beloof jou. Nou as ek terug is, verduidelik ek wat maak ons met die geroosterde groente en gesels ek oor hoe ek die kruie olyfolie sous maak wat ek ook vandag gaan gebruik. Nou Charlene gesels nou met Christel, nog 'n dinamiese ma van die Mommy Club van die hoofstad. Hier sit sy en skitter Christel van der Burg van The Mommy Club van die hoofstad. Christel, baie welkom. Wat het jou oortuig om ja te sê vir The Mommy Club? Ek gaan vir jou nie lieg nie, ek weet nie. Ek en my vriendin Ansu en klomp van ons ander maatjies het 'n fortune cookie die eendag oopgemaak en gesê nee, ons gaan deel wees van 'n realiteitsprogram en ons het dit lag afgeskit en gesê, "Yes, dit sou nogal cool wees." En toe nie lank daarna nie, toe bel Pascal Wakefield, die regisseur, die director, sorry, meer Engels, regisseur en sê nee, wil jy deel van dit wees? En toe sê ek soos wel, if not, why not? Ja. Maar jy het baie unieke stories, soos almal van julle het unieke stories, maar jy was 'n tienermamma en jou seentjie is nou al groot, jy het nou nog 'n dogtertjie by. Het jy nie ook gevoel, soos wat ek vroeër vir Tessa gevra het, jy maak jouself dalk 'n bietjie weerbaar of weerloos deur aan die program deel te neem nie? Verseker. Ek dink op daai stadium toe ek my seentjie gehad het, ek was baie jonk en baie emosies wat jy deurgaan op so jong ouderdom. As ek nou na 18-jarige kyk, dan dink ek, "Sjoe, jy's baie jonk en jy's 'n baba jouself en jy moet nog lewe uitfigure." So toe en ek het obviously baie judgment gekry toe ek 'n babatjie op so jong ouderdom gekry, jy weet, ek was nie toegelaat om weer terug skool toe te gaan nie. En die kerk wat ek in was hulle was ook basically vir my gesê, jy weet, ek het klomp goedjies gekry. Ja, die hele tyd hierdie negatiewe comments gekry. So op so jong ouderdom, jy moet nou mamma wees, jy moet technically 'n vrou nou wees. My ma het my nie regtig baie in die kombuis toegelaat nie, dat ek kon nie eier bak nie. Ek kan nou ten minste eier bak. Maar jy is so verseker om op so jong ouderdom 'n mamma en 'n vrou te wees. So dis baie. Maar jy is daardeur en nou het jy 'n verloofde en ook 'n dogtertjie. Hoe het hy jou ondersteun? Wat was sy reaksie toe jy nou sê jy gaan hierdie realiteitsreeks doen? Hy is
nie, ek sal nie sê skaam of teruggetrokke nie, maar hy's nie 'n baie social man nie. Hy geniet maar om daar te wees in die agtergrond. Jy weet, al gaan ons uit, dan sal hy altyd in 'n hoekie gaan sit. Hy raak baie overwhelmed met mense. So hy was soos nee, jy kan dit doen. Maar jy's op jou eie. Jy's op jou eie. So ja, hy wou nie regtig involved wees nie, maar hy probeer vir my. Julle almal het ook sterk sake besighede wat julle aan die gang hou. Waar lê jou betrokkenheid? So ek is saam met my pa deel van ons familiebesigheid. Hy het vir my 'n opportunity gegee om deel van die winkelsentrum ontwikkeling te wees. En so dit is die Juliana Lifestyle Center in Pretoria Oos en so dit is eintlik wat ek doen. Dit is my babietjie. Ek het my hart en siel in dit ingedruk hierdie afgelope 5 jaar. Ek kan sien die oogies is 'n bietjie rooi. Slaap min? Ja, baie. Ek het nou 'n paar phone calls hier en daar met mense wat my heeltyd kontak. Daar's heeltyd 'n vuur om te blus. So dit is 'n baie ontwikkelende, baie complicated en dis 'n groot ontwikkeling. So en is ons eerste ontwikkeling. Jy weet, my pa kom uit die mynbedryf uit en ek het maar groot geword met besigheid. So dit is my baie interessant en ek geniet dit ongelooflik baie. Maar ja. Maar ek is seker dat jy dit gaan vasvat soos jy elke ander uitdaging in jou lewe vasgevat het. Baie sterk en dankie dat jy kom kuier. Baie dankie vir jou. Later gesels Corlie ook met een van die mammas en sy is 'n bekende gesig hier op Ontbytsake, maar eers oor na die sake fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Dis tyd vir vandag se sake fokus in Ekurhuleni. Dis nou 'n deel van Gauteng wat veral bekend is vir groot nywerhede en die Oliver Tambo internasionale lughawe natuurlik. Maar die klein en medium sake sektor is ook sterk aan die gang. Ons skop af met Jetour Auto City Alberton en beweeg van daar na 'n skool en vervoermaatskappy in Kempton. Auto City Alberton se fokus was aanvanklik net op gebruikte voertuie, tot Jetour, 'n Chinese motorhandelsmerk, in September 2024 deel geword het van hulle. Vandag is Jetour Alberton die top Jetour handelaar in die land met verkope van amper 50 Jetour voertuie per maand. Hierdie sukses is nie net te danke aan die uitstekende produk nie, maar ook aan die uitmuntende diens en naverkope ondersteuning wat kliënte by die Alberton tak ontvang. En moenie vergeet van Auto City Alberton se hoë gehalte gebruikte voertuie nie. Met alles wat hulle lewer, kry kliënte uitstekende diens, die beste pryse en landwye aflewering, alles onder een dak. Auto City Groep is 'n trotse familieonderneming wat teenwoordig is in Heidelberg, Nigel en Alberton. Die groep bestaan tans uit 11 takke en 8 franchises en onthou, hulle lewer landwyd af. Oosrand Akademie word volgende jaar al 30 jaar oud en is op die grens tussen Kempton Park en Benoni. Dis 'n Afrikaanse Christelike privaatskool vir graad RRR tot graad 12. Leerders kry hier presies wat jy van 'n privaatskool verwag: individuele aandag, geborgenheid wat klein klassies meebring en bovenal kwaliteit onderrig. Oosrand Akademie, kontak hulle vandag en gee jou kind Christelike waardes, gesonde dissipline en Afrikaanse kultuurgebondenheid. Skankane Transport met takke in Pomona op die Oosrand en op Kaapse Hoop buite Nelspruit. Sy spesialistveld is die landwye vervoer van deelvragte, volvragte, koerierdienste en Hazchem vragte. Hulle sal jou help waarheen jy ook al 'n vrag wil stuur met topklas, eerlike, opregte en toegewyde kliëntediens. Met hulle vloot kleiner voertuie, asook 1 tonners, 3 tonners, 8 tonners en 14 tonners, los hulle kliënte se kopsere op met aflewerings waar ook al. Alles is moontlik vir een van hulle toegewyde en bekwame operateurs. Skankane het ook 'n 24-uur onklaar vragmotor bystanddiens vir alle fabrikate. Hulle het 'n voertuig wat daarvoor toegerus is en wat beman word deur 'n gekwalifiseerde ambagsman. Skankane se deurnagdiens tussen Gauteng en Nelspruit areas word al die volgende oggend na die kliënte verskeep om vroeg op hulle voorstoep afgelewer te wees. Skankane Transport, diens met integriteit. Fakture word net bereken op bakspasie en gewig. Jy betaal dus net vir die trokspasie van jou produk. Kontak hulle vandag. Volgende in die sake fokus is ondernemings in Boksburg, Benoni en Springs aan die beurt en daarna gesels ek met Michael Erasmus van Rami Consulting wat oral in Gauteng bedrywig is met hulle sonkragprodukte.
Goldwagen East Rand, reg langs die East Rand Mall, verskaf sedert die jaar 2000 konsekwent motoronderdele aan die mark, slegs van die hoogste spesifikasies teen die beste moontlike pryse. Hulle voorsien motoronderdele vir meer as 24 verskillende voertuighandelsname in Suid-Afrika en bied die kliënt 'n keuse tussen verskillende onderdeelhandelsname vir dieselfde toepassing om sodoende elke kliënt se begroting te pas. Die onderdele is OE-ekwivalente wat die kliënt gerus kan stel dat hy goeie kwaliteit onderdele vir sy voertuig gebruik. Al hulle onderdele het boonop 'n 12 maande vervaardigerswaarborg. Hier kry jy net uitstekende diens met kwaliteitprodukte teen bekostigbare pryse en 'n groot verskeidenheid en beskikbaarheid van produkte. Goldwagen se geen kompromie benadering tot kwaliteitonderdele, kliëntediens en voertuigkundigheid is ver bo tradisionele bedryfstandaarde. Dis Suider-Afrika se mees betroubare motoronderdele verspreider. As deel van 'n groter groep maatskappye bied Sia Tembana 'n unieke voordeel, 'n holistiese benadering tot brandstofberging oplossings. Hulle integreer die verkryging van selfgebonde tanks en toerusting naadloos met brandstofbestuurdienste, verkoopspuntstelsels, tankskoonmaak en omvattende monitering. Hulle produkte sluit in dubbelwand selfgebonde tanks vir petrochemiese produkte, vir lugvaart, brandstof en vir HFO. Hulle verskaf smeermiddelstoortanks en pompstelsels, brandstofbestuurstelsels, verkooppuntstelsels en outomatiese tankmeterstelsels. Hulle verskaf ook tankskoonmaak en moniteringsdienste. Sia Tembana het pas 'n splinternuwe produk bekend gestel, 'n draagbare vulstasie wat weer eens bewys dat hulle ingenieursoplossings naadloos integreer met gespesialiseerde bestuuroplossings wat pasgemaak is vir jou spesifieke behoeftes. Sia Tembana, toonaangewende oplossings wat veiligheid, doeltreffendheid en omgewingsvolhoubaarheid vir kliënte verbeter. AdVibe is die platform waar besighede en kliënte mekaar ontmoet. Met meer as 92 kategorieë maak AdVibe dit makliker as ooit om deur jou teikenmark gevind te word. Skep jou eie besigheidsprofiel binne 'n kategorie sodat kliënte jou kan volg, direk met jou kan kommunikeer en vinnig toegang tot jou dienste of produkte kan kry. Bemagtig vandag jou handelsmerk met AdVibe. Om gevind te word was nog nooit so maklik nie. Registreer vandag jou besigheid by die vinnigste groeiende platform vir net R149 per maand of sluit gratis aan en volg jou gunsteling kategorieë. Adventure Extreme streef daarna om die goedkoopste verskaffer van gehalte veldry, kampeer, sleepwaens en karavane te wees om jou vakansies bekostigbaar te maak. Hulle besigheid is gestig vanweë hulle passie vir die buitelewe. Al hulle modelle is gebou om te hou en die aluminium bakwerk hou hulle ook liggewig. Om kamp op te slaan is vinnig en maklik met al hulle modelle, van die Viking tot die Gladiator, insluitend hulle nuutste aanbieding, die Samurai, toegerus met al die noodsaaklikhede vir die buitelewe. Adventure Extreme. Kontak hulle direk vir jou naaste handelaar. Ek gesels met die enigmatiese Michael Erasmus van Romy Consulting, 'n ou bekende al hier. Môre. Môre, Leon, altyd voorreg om hier te wees. Lekker om hier te hê. Michael, ons praat weer oor sonkrag. Wat maak kwaliteit sonkragtegnologie so goeie belegging hier by ons? Wel, Leon, as ons gaan kyk, ons staan klaar weer krag verhoging in die oë van die eerste van die nuwe maand komende Dinsdag. Gaan dit met 12% op. Ons weer is 'n trend wat hier is om te bly. Goeie kwaliteit solar toerusting. As jy gaan vat, kom ons sê, as jy R110,000 by die bank gaan belê, gaan dit vir jou seker om en by R600-700 afhangende wat se belegging jy gevat het, maandeliks terug in jou sak sit. Maar as jy daai 110,000, kom ons sê, in 'n kwaliteit solarstelsel gaan belê en gaan kyk fisies wat kos 'n eenheid krag. Ja. Gaan daai stelsel vir jou, as jy hom reg bestuur, gerieflik tussen R2,000 en R3,000 'n maand terug in jou sak sit. So dit heg ongelooflik baie waarde toe tot jou eiendom. Natuurlik, die belangrike aspek, geen beurtkrag, minder kragrekeningssisteem betaal homself. So dis 'n absolute moed vandag in Suid-Afrika. En bykomend, hoekom is dit belangrik om in die regte tegnologie te belê? Want ek bedoel, daar's baie dinge daar buite wat 'n ou van kan kies. Dis korrek. Daar's soveel produkte tans op die mark. Mense weet nie meer wat om in te belê nie. So dis altyd belangrik om te gaan kyk na die waarborge, die regte inverter tegnologie, gesertifiseerde inverter tegnologie met die regte batterye te paar. Op hierdie manier gaan dit jou waarborg verleng na 10 jaar toe, maar die soemlose integrasie van die twee sisteme wat
dan saamwerk is van kardinale belang om die regte battery en inverter te gebruik. So, ek kan nie genoeg klem lê op dit nie. Pas op vir die intreevlak tegnologie daar buite. Nou, dit klink vir my nou eintlik maar redelik voor die hand liggend, maar hoekom dan nou Ramik gebruik as jy jou sonkragbehoefte verskaf? Dis die voordeel. Ramik het al ver oor die 2000 residensiële installasies gedoen. Ons installeerders is gesertifiseerde meesterinstalleerders, groenkaart gesertifiseerd. So net so belangrik soos die tegnologie is, so belangrik is jou installasie ook op die uiteinde van die dag. So by Ramik weet jy is in goeie hande. En daai groenkaart wat jy nou van praat, is nie die ene wat oom Donald vir ons Nee. Dis 'n ander een. Dis 'n ander een. En dan Michael, man, jy het mos nou altyd iets lekker vir ons kykers. Wat is daar vandag op die Dis nie spyskaart? lekker. Ons gaan vandag vir die eerste 5 kliënte wat hulle bestellings plaas, gaan ons 4 ongelooflike promosiepakkette aanbied. Pakket 1, as jy so lank net voet in die deur wil kry, mate van besparing kry, bietjie onafhanklikheid, kan jy kyk na pakket 1 wat 6 545 watt panele is, 'n 5 kW hybrid inverter met 'n 5.1 kW lithium battery, ten volle geïnstalleer vir slegs $94. Pakket 2 as jy so 'n bietjie meer onafhanklikheid soek, het 12 panele, hy's vir $110. Pakket 3 is as jy nou 'n bietjie meer onafhanklikheid soek, groter huishouding is dis 16 545 watt panele, 'n 8 kW inverter en dan 10 kW se batterye. So dit is 'n stewige stelsel vir slegs $159. Dan vir ons boere en die groter applikasies. Ons boere is vir ons baie na in die hart. So het ons 'n 3-fase gebalanseerde 20 kW stelsel, soos 20 kW inverter, 20 kW batterye vir slegs $310 vir die eerste 5 kliënte wat hulle bestellings plaas. Maar die verdere goeie nuus is op pakket 1 en 2 vir die eerste 5 kliënte wat hulle bestellings plaas, gaan jy nie net 'n promosieprys kry nie, maar ekstra 2 panels gaan vir jou gratis geïnstalleer word. Pakket 3 en 4, as jy van pakket 3 gebruik maak, gaan ons in plaas van 'n 10 kW batterybank vir jou gratis opgradeer na 'n 14 kW batterybank en dan op pakket 4 vir die boere in plaas van 'n 20 kW batterybank gaan ons vir jou 'n 25 kW batterybank gee. So al wat die kykers moet doen is belangrik, SMS vir ons die woord Ramik na 43366, dis alles op die skerm. Alternatiefelik gaan na ons webblad toe op die landing page, sit jou besonderhede daarin, dit sal direk waar e-pos by ons uitkom. Ons gaan met jou kontak maak, solar spesialist by jou uitkry en vanaf kan jy met gerusheid in die pakkette belê. Man, altyd 'n lekker en lekker om jou te hê, Michael. Dankie, Leon. Toe, laat julle spring. Nou eers oor na Dawie met ekonomiese sake. Wel, die groot ekonomiese storie die afgelope paar weke, maande miskien selfs al is natuurlik, wat gaan Donald Trump volgende doen? Hy het kort elke dag het hy aan een of ander aankondiging en hierdie week wat nou kom is daar 'n groot en 'n baie belangrike aankondiging en dit het te doen met heffings, sogenaamde tariffs wat Donald Trump nogal voor staan. En hierdie week gaan hy aankondig oor die verskillende tariffs. Hy het al 'n paar van die goederes het al reeds genoem, invoerheffings soos byvoorbeeld 25% op Kanada en op Mexico en op Europa ook. Maar vir Suid-Afrika is dit baie belangrik want Suid-Afrika kry voordeel uit die sogenaamde AGOA wetgewing. AGOA staan vir Africa Growth Opportunity Act. Dis 'n eensydige ooreenkoms tussen Amerika en 'n klomp lande in Afrika en dit beteken as jy 'n paar dinge doen, dan kan jy uitvoer na Amerika sonder hierdie verskillende tipe van heffings. Nou die vraag is eintlik en ek is nie seker daaroor nie. Hierdie AGOA waar ons nou sekere voordele uitkry, beteken dit nou as daar nou heffings ingestel word vir die res van die wêreld, dat Suid-Afrika dan nou ook heffings gaan kry? En die antwoord is ek weet nie, maar ek dink hierdie week gaan ons 'n bietjie meer duidelikheid daaroor kry. Nou AGOA staan vir 2 goederes hoofsaaklik. Die een is die landbouprodukte wat ons uitvoer na Amerika toe, wat natuurlik baie goed is vir ons landbouproduksie in die land en natuurlik winsgewendheid van ons boere. En die ander een is die motorbedryf in Suid-Afrika. Die motorbedryf is natuurlik baie belangrik. Ons voer baie motors uit na Amerika toe en dit is reeds daardie bedryf wat Donald Trump wil terugbring na Amerika toe. Hy stel nou allerlei heffings in. En die vraag is nou inderdaad of hy hierdie heffings gaan instel op Suid-Afrika se motorbedryf en of hy dalk Suid-Afrika gaan afskop van die AGOA ooreenkoms. Nou ek het so 'n paar vinnige sommetjies gemaak en volgens my berekenings lyk dit vir my asof AGOA indien en nou praat ek nie van addisionele heffings nie, ek praat net van AGOA. As hy Suid-Afrika afskop van AGOA, gaan dit waarskynlik so 0.2% laer ekonomiese groei tot gevolg hê. 0.2% klink miskien nie baie nie, dit is sekerlik ook nie baie nie, maar 'n ekonomie wat beswaarlik groei. Onthou verlede jaar het ons 0.6% gegroei. Die hele
hele ekonomie vir die hele jaar. Hierdie jaar reken ek so 1%, ek dink nie ons gaan 1.9 sien of 1.8 sien wat die minister sê nie. So as ons praat van sê nou maar 1% ekonomiese groei en jy verloor 0.2 daarvan, dan sit nog 'n groot hap uit ekonomiese groei vir Suid-Afrika. So AGOA op sigself gaan natuurlik as ons daar afgeskop word 'n groot en 'n negatiewe impak op die ekonomie hê. Bo dit alles mag jy miskien addisionele heffings instel op Suid-Afrika en dit gaan natuurlik 'n groter impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie. En ons weet almal dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is nie baie goed nie en indien hy nog verdere sanksies teen Suid-Afrika gaan instel en daar is sulke goeders, hy kan byvoorbeeld besluit om Suid-Afrika te sanksioneer wat finansiële instrumente aanbetref. Hy sê byvoorbeeld sy batebestuurders mag nie Suid-Afrikaanse staatseffekte koop nie en indien hy dit sou sê, dan beteken dit dat 'n klomp allerlei nare goeders gaan met Suid-Afrika in die ekonomie gebeur. So hierdie week is baie belangrik en dit hang alles af van daai Oranje ou en wat hy gaan besluit daaroor. Dit is in volgende week as ek bietjie meer duidelikheid het, sal ek daaroor verder gesels. Hierna is dit nuussake en ek gesels met Tim Du Plessis, ons heel eerste nuuspersoon op Ontbytsake. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Tim Du Plessis, nuuspersoon van die week. Lekker Tim om weer terug te hê by ons. Lekker om vir 'n slag weer hier te wees. Ja. Lang tye. Jy sê ons is al lank besig met hierdie. Ek is die Lazarus van Ontbytsake. Nee, jy's nog reg. Luister, hierdie week nog gesels oor Donald Trump. Hierdie is 'n groot week vir almal. Ek reken vir Suid-Afrika ook. Kyk, die een ding wat baie duidelik is, jy weet, hy gee ons nie 'n blaaskans. Hy het hierdie week sy ambassadeur wat hy vir Suid-Afrika wil aanstel bekend gemaak. Meneer Brent Bozell die derde. Hy's 'n ou baie bekend in konservatiewe kringe. Hy het 'n NGO organisasie wat liberale, soos hy dit sê, vooroordeel in die media al van 1987 beveg. So hy's 'n ou bekende konservatief. So hy het hom aangewys as die ambassadeur. En gister, wanneer was dit Vrydagoggend in Business Day, skryf Johnny Steinberg, 'n rubriekskrywer en 'n lankbestaande bekende kommentator in Business Day en wat op die oomblik by Yale Universiteit klas gee in Amerika. Toe sê hy, Trump, en jy praat van die tariewe, jy weet, die Ramaphosa se idees is om 'n bilaterale handelsooreenkoms tussen Suid-Afrika en Amerika te sluit, sodat ons kan die impak van die verlies van AGOA versag. Ek dink nie daar's 'n kans dat so iets nou kan gebeur. Maar Johnny Steinberg skryf, Trump, wanneer hy boelie, en jy weet, almal dink jy moet altyd 'n boelie teenstaan, maar die probleem is net, jy weet, soos Mike Tyson gesê het, jy kan 'n gevegsplan hê, maar as jou opponent jou in die gesig slaan, dan vlieg jou vegplan by die venster uit. Ja. Jy kan sê, ek sal my nie laat boelie nie, jy weet, maar die boelie is groot. En al hoe hy werk is, jy moet soog vir hom. Hy vertel die storie, Steinberg, van 'n gesiene regsfirma in Amerika wat teen Trump gelitigeer het in die tyd wat hy buite die politiek was. Toe het hy daai firma gestraf met een van hierdie bevele van hom, waarin hy gesê het, geen saak staatsinstansie sal met Paul Weiss, die prokureursfirma, sake doen nie. Hulle het miljarde rande se dollars, se fooie wat hulle skryf, en 1000 prokureurs in diens. En die voorsitter van die maatskappy het hierdie week heeltemal gaan lê, hulle 'n kiesie geslaan. Ja. Dis al hoe hy werk. Nee, hierdie ou deal wil maak met hom, dan moet jy na sy pype daar. Die realiteit is hierso, dis nie oor die ooreenkoms tussen gelykes hierdie nie. Nee. Donald Trump is die magtigste ou in die wêreld, met alles wat agter hom staan, onder andere Elon Musk. En jy moet mooi verstaan, dit is nie 'n ooreenkoms tussen gelyke nie. En hierdie houding wat ons politici het om te probeer die indruk skep, laat hulle gaan Donald Trump op sy plek sit. En dit is baie gevaarlike speletjies. Kyk, hy het nog nie eens regtig, hy het nog net so 'n bietjie geboelie, jy weet. So hy het nog. Maar ons het ons dadelik laat boelie met die hernoem van Santon Ryland na Leila Khalid. Cyril Ramaphosa het mooi gaan vra vir die stadsbaas in Johannesburg, moet tog nie daarmee aangaan nie, dit is 'n sensitiewe ding en so hy het nog niks gedoen nie en ons het al klaar begin toegee. Dan ben jy altyd lekker met jou te gesels. Kom ons kyk wat gebeur hierdie week.
of daai heffingsdiens Suid-Afrika ingestel gaan word en wat nog? Of miskien verander hy sy plan, want kort het hy 'n ander plan. Tim Du Plessis, dankie dat jy weer by ons draai kom maak. Dankie Dawie. Sowel daar, soveel dinge. Terug na Sake Fokus. Kind to Hearing bied 'n wye reeks dienste aan en is bekend vir hulle uitsonderlike kliëntediens. Elke gehoorreis is uniek en hulle pas die oplossings dienooreenkomstig aan om kliënte te help om die geluide wat vir hulle saak maak weer te ontdek. Hulle heg waarde aan langtermynverhoudings. Kind to Hearing doen gehoorsiftings, diagnostiese gehoortoetse en onderhou en herstel gehoorapparate. Hulle verkoop gehoorapparate vir unieke behoeftes en verskaf gehoorbeskerming en gehoorapparaatbatterye. Kind to Hearing lewer dienste by 25 praktyke landwyd en doen boonop daaglikse mobiele tuisbesoeke soos by ouer tuise om toeganklikheid te verhoog. Hulle lewer nou selfs ook virtuele gehoordienste of teleaudiologie. Kontak hulle gerus om meer uit te vind. Naomi Moelman en Yumari Botha is ons gaste. Hulle is albei audioloë en ook direkteure van Kind to Hearing. Dis die naam van die maatskappy. Baie welkom hier julle twee. Naomi, vertel vir ons vinnig, wat is Kind to Hearing? Charlene, Kind to Hearing is 'n audiologie groepspraktyk wat fokus en spesialiseer in gehoorsorg. So ons spesialiseer in gehoordienste, soos gehoorsiftings, gehoorapparate en ons maak seker dat ons pasiënte 'n geïndividualiseerde diens kry om hulle lewenskwaliteit verbeter, hulle verbintenis met hulle geliefdes te verbeter en dan ook wat hulle sakke pas. Ons het ons deure oopgemaak in 2008, so ons is 2007, so ons is baie trots om te kan sê dat ons nou 18 jaar oud is hierdie jaar en ons verjaarsdag vier. Ons is deur ons Peter kleuter tienerjare. So ons is nou oud genoeg vir 'n rybewys en ons het lekker baie audioloë en personeel wat by ons werk en ons gee vir hulle ook 'n geleentheid om 'n sinvolle loopbaan te bou en 'n impak te hê. Ek hou baie van wat jy sê dat jy ook mense se verbintenisse met hulle geliefdes wil verstewig. En as jy nie kan hoor nie, dan kan jy nie kommunikeer nie, dan is daar geen koneksie nie, nê? Jomari, wat maak julle so uniek? Want daar's tog baie audiologie praktyke. Daar is baie audiologie praktyke. Ek dink wat ons anders maak is ons stap nie net die ekstra myl om by ons pasiënte uit te kom nie. Ons ry ook die ekstra myl. Ja. So ons is baie groot gefokus op 'n mobiele eenheid wat ons 'n mobiele konsep waar ons by ons pasiënte fisies uitkom. Ons werk baie met die geriatriese populasie en dit is vir hulle soms moeilik om by 'n praktyk uit te kom. So ons kan enige audiologie diens lewer aan die pasiënt se gemak van sy eie huis. Enige tyd, enige plek. Ek het julle gesien op sosiale media, julle teenwoordigheid daar. Julle is altyd out and about met julle mobiele netwerk. Maak dit nou dit vir mense meer toeganklik en vind julle dat mense ook dan meer genee is om gebruik te maak van die dienste, dat hulle nie so skaam en skugter is om te gaan na 'n audiologie praktyk. Hier sien almal ek het nou dalk 'n gehoorstuk nodig nie. Ja, verseker. So die feit dat ons mobiel is en dat ons baie toeganklik is vir die pasiënte, maak dit vir hulle meer gemaklik om uit te kom. En dit is nie baie maklik. Jy kan maklik gaan vir 'n oogtoets en 'n bril kry. Dit is maklik om te doen, maar daar's altyd maar 'n stigma aan die gehoor en 'n gehoorapparaat en ek weet nie of enigiemand van die kykers dalk agtergekom het nie, maar ons het vir jou Charlene vandag 'n gehoorapparaatjie ingesit. Kyk hierso, sê, as jy hom kan sien, hierso is hy, ek dra hom nou al vir die afgelope amper 'n uur, nê, en niemand het dit opgemerk nie. So dit is maklik en dit my glad nie belemmer nie. Ek voel hom amper nie eers nie, nê. So wat se raad sê jy gee vir mense, Naomi, wat dalk nog onseker is, dalk 'n bietjie daai vrees het dat hulle dalk te bang is om te gaan vir 'n gehoortoets? Ja, studies het bewys dat mense tot en met 10 jaar wag voordat hulle iets aan hulle gehoor doen, want hulle besef nie dat hulle 'n gehoorverlies het nie. Baie mense kan vinnig agterkom, ek sukkel 'n bietjie om te sien of ek sukkel om te fokus, so ek gaan vir 'n oogtoets en ek kry 'n bril, maar mense is soms onkundig vir die feit dat hulle wel 'n gehoor verlies het. So ons stel voor dat hier van 60, 65 dit nodig is om jaarliks vir 'n gehoortoets te gaan. Daar is sekere simptome ook wat
wat 'n aanduiding is dat daar wel 'n gehoorverlies is. Goed soos jy sit jou TV of jou radio te hard. Baie keer sal die vrou of die man of jou buurman kom aanklop en sê jou TV is te hard of jy sukkel om oor die foon te hoor of dit voel vir jou of mense mompel of ons kry baie keer in die praktyk man en vrou wat instap en dan sê dat die vrou sal sê asseblief gee my man toets. Ek wil weet het hy gehoorverlies of het hy wel net selektiewe gehoor. So ons het al baie huwelike so gered ook. Ons het ook al, ek val aan die rede, maar ons het ook al die vrou ook getoets. Om seker te maak die probleem net nie by haar nie. Net gou vinnig, hoe kom mense by julle uit? Waar kry ons julle in die hande? Ons het praktyke 25 praktyke landwyd, maar ons het ook 'n webwerf wat www.kantihering.co.za en dan het ons ook 'n tolvrye nommer wat is 0800 200 100. Wonderlik dat julle vandag kom kuier. Julle eerste kliënt kan ek vir julle gee hier van die vloer af. Dawie het julle nodig. Hierna vertel Pieter de Waal ons van sy volgende sake fokus, maar eers kyk ons weer na die opwindende sakewinkel waarvoor jy nou moet registreer. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20,000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre ook van my kant af. Die volgende plekke waar ontbytsake gaan draai, is die omgewing van Cullinan, Ruyten en Bronkhorstspruit. Dit is ook van hier waar die jaarlikse kragdag aangebied word. En ons gaan jou wys waarna jy kan uitsien hierdie jaar. As jy 'n besigheid bedryf in hierdie omgewing, sal ek ook van jou wil hoor en meer uitvind oor jou onderneming en dit by hierdie uitsending insluit. Hierdie sakefokus saai 5 Julie uit en ek nooi ondernemings uit om deel daarvan te word deur my te kontak. Ek hoor graag van jou. Dankie. Jy ken gehalte as jy dit sien en proe. Corley bring jou luukse olyfolie en handgemaakte leer voorskote. Binnekort beskikbaar suurlemoenrap, braaispeserye en koffie. Corley, lewe smaakvol. Nou vir die geroosterde groente gebruik ons net verskillende kleure tomaties, rooi eie, aartappels en botterskorsie in blokkies gesny. Nou die aartappels en botterskorsie kan jy vooraf net in kleiner blokkies sny en so effe sag kook. Nou dis belangrik dat die kleur van die groente behoue bly en dit is hoekom ek dit doen. Nou die groente sal jou letterlik net 'n paar minute vat om dit dan te doen en voor te berei. Want natuurlik die oond en Corley se olyfolie doen die res van die werk vir jou. Nou ek wys julle eers net gou die groente en dan gesels ons oor die kruieolie wat ek as sous en ook die garnering op die borde gaan gebruik. Nou jy sit jou groente op 'n bakplaat. Die kruieolyfolie klink baie fancy, maar dit gaan meer eintlik oor die geure daarvan. So wat ek doen is ek het nou hierso van daai suurlemoenbraaispesery wat julle al 'n klein kykie na gehad het hier oorgegooi en dan gooi jy nou net so die olyfolie. Ek hou daarvan om altyd net so my wysvinger so bietjie op te sit want dan gooi jy hom uit op makliker en so gooi jy dit nou maar oor jou hele groente en dan gaan dit nou net reguit oontoe vir so 20 minute op 180 grade. Ek wil eintlik uitkom by hierdie, dis hoekom ek nou jaag. So ek het van hierdie olyfolie binne in hierdie houertjie gegooi. Hierso het ek nou, jy kan kies. Ek het vars petersilie gebruik of jy kan basiliekruid ook gebruik. Nou al wat ek doen is ek sit hierdie en ek gebruik nie die stokkies nie, is net die blaartjies daar binne-in en dan 'n bietjie sout en dan maak jy hom net toe. En dan ja, nou sit alweer ek in hierdie masjien. Gelukkig het hy nou vloeistof in, hè. So dan verpulp ons hom net.
ek gaan dit nou nie, jy moet dit vir so 2 of 3 minute doen, so ek gaan dit nou nie vir dan doen nie. Nou die geheim om die groen kruieolie, en as hy vir 2 of 3 minute, dan gaan jy sien, hy word soos hierdie botteltjie. Kyk daar, dis weer terug na olie toe. Nou die geheim om die groen kruieolie te maak, is jou Corley olyfolie moet koel wees, of sit hom in die yskas, en dan voordat jy dit hier in hierdie houertjie sit. Dit sal jou olie weer verhit, en voorkom dat dit 'n dowwe groen kleur kry. Dis nou as dit koud is, want terwyl dit hier is, word dit warm. En dan behou ons hierdie mooi kleur. Nou ek gaan nou vir julle wys, dit ruik heerlik as jy hom oopmaak, maar ek gaan nou vir jou wys hoe lyk hy op die bord. Nou as ek terug is, bou ons die kosskildery op 'n mooi wit bord. Ons kyk nou eers na die wyn en wildsfees in Stellenbosch, en dan is daar opwindende nuus oor 'n nuwe reeks op ontbytsake. Kom geniet 'n naweek van wynproe, wildspitbraai met heerlike wildsgeregte, 'n verskeidenheid van bekende kunstenaars, vierdansers, vierwiel motorfietsse, pyl en boog. Vir die kinders is daar perd en ponyritte, reptieltoertjies, lekker boeresport en vele meer. Kry jou kaartjies vandag vir die 4de tot 6de April in Stellenbosch. Hier is sy weer, die vrou met die beste werk in die hele wêreld, Marina Kalo, die kommunikasiebestuurder van Wines of South Africa. En soos ek oorlig gesê het, volgende week 'n wonderlike reeks saam met ontbytsake waar ons gaan gesels en gaan kyk na wynroetes in ons wonderlike land. Marina, baie welkom. Watter wynroetes gaan ons eers te sien? Wel, in hierdie opwindende reeks skop ons af by Bredekloof en daarna reis ons na Wellington en dan eindig ons in die koelklimaat distrik van Elgin. Wat maak hierdie 3 so spesiaal? Hoekom het hulle afskop? Dis nie dat hulle meer spesiaal is as enige ander nie, maar ons het net gevoel dat die ander streke soos Stellenbosch en Franshoek en Constantia kry soveel aandag. Kom ons gee 'n bietjie die ouens ander kan die berge 'n bietjie 'n kans om te wys wat hulle so goed doen as dit kom by wyntoerisme. Ja. Wat is die verkoopslyn wat jy altyd vir internasionale kopers gee oor Suid-Afrika en Suid-Afrika se wynroetes? Wel, ek dink enige persoon wat kom na die Suid-Afrikaanse wynplase toe, hierdie mees fantastiese ervaring. Nie net is dit pragtmooi in die wynlande nie, maar die kos wat hulle kan proe en eet op die restaurante by die plase en die fantastiese gehalte van ons wyn is absoluut fantasties. So die asemrowende natuur, alles is net 'n tapisserie van wat ons bied in die wynlande. En dit is tog so belangrik om voete op ons wynplase te kry, want dit is waar baie veral van die kleiner plasies meeste van hulle inkomste verdien, is daar die wyntoerisme element wat hulle dan het. En dis die mense ook nou baie van, hè? Baie wynplase wat nou oornagverblyf aanbied en daai toerisme aspek ook nou inbring as deel van die wynplaas ervaring. Maar ons gaan nou hierdie plase sien in die reeks, maar ons gaan nou nie onnoodwendig gou by hulle kan uitkom nie. Hoe gaan ons van daai lekker wyn in die hande kan kry? Wel, dit is 'n wonderlike geleentheid saam met ontbytsake waar ons elke roete gaan 'n boks wyn beskikbaar hê deur ontbytsake. So jy kan 'n wyn van elk van die plase, van die 6 plase uit elke streek oor die komende 18 weke kan jy koop via vennote by Get Wine. So daar is 'n fantastiese geleentheid vir die kykers van ontbytsake om hierdie wyne te bekom en net so klein bietjie van 'n insig te kry op wat hierdie wynplase wel kan bied indien jy wel sou besluit om die plaas self te besoek. En daar is ook 'n klein verrassing in elke boks. Ja. Okay, so ons moet eers die boks kry om die verrassing te kry. Eers die boks. Okay, goed, ons sal wag. Nou ja, daar het julle dit en onthou, julle kan dit kry op Ontbytsake se sakewinkel. So staan gereed volgende week die 5de April moet julle ingaan en dit gaan bestel. Louise, baie welkom hierso. Nou ek kry ook die voorreg, hulle het my uit die kombuis uitgelok hier na jou toe. Nou ons ken jou as 'n grimeerguru hier op Ontbytsake en wat gewoonlik vir ons grimeerwenke gee. Jy's ook 'n uitstekende entrepreneur met jou eie grimeerreeks en jou grimeerskool, maar nou leer die res van die land jou ken
op die Mommies Club. Hoe voel jy daaroor? Dit is vir my so lekker. Ag, Corlie, jy weet, jy ken my vandat ek 'n klein dogtertjie is. Jy weet as daar 'n verhoog was ek op hom. As daar 'n mic was, het ek hom gegryp. Ja. So vir my is dit so lekker om ek's passievol oor my werk, ek's passievol oor my kinders, so om dit vir die wêreld te wys was net natuurlik vir my. Ja, nou jy het onmiddellik uitgestaan en iemand het nou die dag ook vir my gevra sê maar dis ook 'n Louise ken. So as een van die wat 'n gladde mond het, as ek dit so mooi kan stel en jy is nie bang vir kritiek nie. Hoe hanteer jy daai? Nou is al 2 episodes dink ek uit. Hoe hanteer jy daai kritiek as daai tannie vir jou sê sy hou nou nie van jou nie? Kyk, dis nie lekker nie. Maar ek is myself en jy gaan nie altyd niemand gaan altyd van jou hou nie en dis okay. Maar ek is hier om mense te vermaak. Ja. Ek is die grappie, die nar. Ja. So mense moet my ook net nie te ernstig opvat nie. Ja. Want iemand het in die week van gesê, hoekom praat sy so funny? Dus ek sê, maar dit is hoe sy gewoonlik is. Dit is what you see is what you get. Ja. Nou, wat beteken jou deelname aan die Mommy Club vir jou handelsnaam? Dit is een van die grootste redes hoekom ek dit gedoen het, was vir Halo Makeup, om ons op die map te sit en my skill te deel met die wêreld, soos wat ek hier by Ontbytsake vir julle gedoen het. So dit was my baie groot geleentheid, maar toe die geleentheid nou kom om baie meer as net my handelsmerk te wys van ek wat 'n ma is en hoe ek my lewe balanseer, want ek voel dis belangrik. Jy hoef nie 100% in alles te gee nie, 80% is okay. Ja. Want jy kan alles hê. Ja. Jy kan jou eie besigheid hê, jy kan goed lyk elke dag. Jy kan 'n ma wees, 'n vrou wees, en ek wil dit wys vir almal. Wel, jy doen dit fabulous, want ek sien jou altyd so mooi lyk. Nou, so gepraat van Halo Academy, hoe gaan dit daar? Is dit goed? Gaan die besigheid goed? Groei jou besigheid? Baie goed. Ons het hierdie jaar met 'n ongelooflike groot bang begin, nog voor die show begin het. So jy kan imagine nou gaan dit net nog beter. So ons is verskriklik geseënd en ek meen ons is een van baie min wat doen wat ons doen in Suid-Afrika, wat internasionale, kan ek maar sê, looks, vir mense leer en ons is baie authentic in wat ons doen. Daar's net een Halo en dis ons. En die dames wat hier op Ontbytsake is, lyk so mooi oor haar grimering, né? Ja, net as julle wou weet van Ontbytsake. Nou, laaste vraag wat ek gou vir jou wil vra, hoe voel jou gesin, soos Jean en die kinders nou, hoe voel hulle oor hierdie deelname van jou aan die program? My kinders loved it. Luan bid letterlik gisteraand, hoor ek hom. Hy sê, Jesus, kan die Mommy Club baie goed en asseblief laat ons 'n seisoen 2 kan kry, want ek loved it. Oh, shame. Ja. En John, ag jy weet John, hy's nie eintlik een vir die limelight nie, maar hy's my grootste fan, my grootste ondersteuner. So vir hom hy vat net die kinders en hy sê you do you. En dis amazing vir my. Louise, wel ek is ook 'n fan hoor. Ek is 'n fan van jou en ek is so trots op jou handelsmerk. Baie geluk. Dit is bevoorreg om weer met jou te gesels en ons sien uit om na die res van die seisoen te kyk en te kyk wat vang julle alles aan. Ek is seker jy gaan ons vermaak. Ja, Nou volgende is dit kubersake. Wel, is dit die hoogtepunt van die program hierdie. Absoluut. Waar ek net so saam op die kamera verskyn. En daar sing Charlene my aan die hul vir die week, toe Petro Creer en Leon haar begelei het en vir Elna ook. En sy sê, ek het die program vanoggend ekstra geniet. Jy het nog altyd van Petro gehou en dit geniet om weer hom op die kassie te sien. Sjoe, Charlene, jy het my 'n traan of 2 gekos. Baie spesiaal. Nee, kyk daar wat die meisie sing. Nee, kyk, sy kan. Baie dankie julle. Nou, ons het meer as 200 boodskappe gekry. Susan Albert skryf 'n stem van 'n nagtegaal. So mooi Charlene en Marita de Klerk sê ek kyk met nuwe oë na Charlene. Dit was pragtig en sy kan maar sing. Sy kan soos 'n sirene. Nee, maar regtig. Gaan kyk 'n bietjie. Sirene is daai ouens wat daai girls wat op die rotse sit en so. Nou ons het afgelope maand meer as 3,9 miljoen views op ons Facebook gehad en is ook sterk besig om 'n Instagram volgers op te bou. 2 weke terug was dit nog 10,000 en nou is dit al oor die 11,000. So baie dankie vir elkeen wat bydra gelewer het en sukses daarvan te maak. Jy en jou besigheid kan ook 'n baat vind by hierdie ongelooflike syfers. Absoluut. Hierna gesels ek met Johan Drie, nog 'n deelnemer van die Mommy Club van die Hoofstad op Showmax. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram en YouTube. Volg ons gerus en laat hoor van julle.
Johanri Johnson is nog een van die mammas van die Mommy Club. Is vir ons heerlik om julle hier te hê, hoor. Baie dankie. Dit is baie lekker om hier te wees. Ander energie hier in die studio vanoggend. Nou ek wil nou weet as 'n man, hoe voel jou man nou oor die kamera daar by die huis nou heeltyd daar in sy spasie? Is dit vir hom moeilik? So ja, my man is baie anders as ek. Dit was nie vir hom altyd baie lekker geweest nie. Maar 'n man moet maar doen wat hy moet doen. Om sy vrou te ondersteun op jou einde. Dit is baie waar wat jy daar sê. Nou jy's 'n fiksheidsmodel. Ek het nou net gedink, jy weet, dink jy ek het nog kans om een te word. Hoe lank vat dit nou? 100%. Is dit 'n lang storie om dit te wees? As jy vir jouself 'n doelwit stel en jy sê jy het 12 weke of so, dan is dit doable. Okay, so jy kan dit doen. So ek het nog 'n kans. Hang op in watter rigting jy wil beweeg. Maar ek wil net eers van die HWP, die harige wit pens ontslaa raak. Dan kan ons begin gesels. Dit begin in die kombuis, Leon. Regtig. Moet ek oefen of gaan dit oor wat ek eet? Gaan oor wat jy eet. Nee, maar goed, ons sal daaroor gesels. Mag jy uitlap daar, jy het 'n kompetisie waarvan ons nou gehoor het in die eerste 2 episodes. Mag jy so 'n bietjie daaroor uitlap of is dit nog 'n staatsgeheim? Daar ons het die kompetisie is reeds gedoen. Fantasties. So almal sal dit sien. Ons is dit wys op een van die episodes ook. Ek wil nie te veel praat nie. Maar jy sien, dit is ek van 'n bietjie daai beef gehoor het, maar so ons mag nou nie daarvan nou hoor nie. Nee, nie nou daarvan hoor nie. Jy moet maar wag en kyk. Jy is ook besig met 'n projek om ander vroue te help. Vertel ons daarvan. So ek is verskriklik opgewonde oor hierdie hele projek. As dit kom by fitness, ek ken fitness. Ek doen dit al vir 14 jaar en ek het 'n ongelooflike passie vir vrouens en eintlik maar vir mans ook, vir almal wat op beter voel oor hulle self. So dit is 'n droom van my wat al baie lank al kom en finally is dit nou 'n reality en ook met die TV-show ek kry ongelooflik baie vrouens wat wil hê ek moet hulle help en wat vra vir raad en so ek het net besef dat daar is nie 'n beter tyd as nou nie. Ek is al 'n hele rukkie besig daarmee om vrouens te help so onderlangs, maar ek en USN is besig om ek is al vir 13 jaar 'n ambassador vir USN en ons het nog nie regtig iets saam gedoen nie. So hou maar die page dop. Daar kom iets baie exciting en ek sien baie uit om dit met almal te deel. Johanri, nou hoe het jou deelname nou aan die Mommy Club sover of tot dusver jou lewe verander? Net kortliks. Tot dusver ek is dit het baie al van my as mens verander. Dis lekker om jouself op TV te sien en te sien wat jy doen en te sien wie jy actually is en dit leer jou ook baie. Maar dit het ook baie deure al vir my oopgemaak. Soos ek was al 'n judge in die afgelope maand by een van die baie bekende laerskole in Pretoria. Ek weet van hom. Laerskool Constantia Park. Dit was vir my baie lekker om elke deelnemer te sien leef op daai stage en almal doen dit met oorgawe en ek het eintlik so 'n post gemaak op my social media wat ek gesê het almal is 'n wenner. En dit was net ongelooflik. Maar dit is heerlik om jy te hê. Jy hang nog rond, ons gaan nou nog lekker eet ook, hoor. Baie dankie. Ek dink ons gaan gesond eet, dink ek. Hier nog gesels Dawie in leefstyl sake met Dr. Judy oor geboortevlekke. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius en ek het die voorreg om met jou te gesels. Goeiemôre Anja. Môre Dawie. Ons praat vanoggend oor geboortevlekke. Dis iets baie spesiaal. Dis baie interessant eintlik. Hulle sê altyd vir my ek is 'n geboortevlek, jy weet. Maar vir party kulture is geboortevlekke baie spesiaal. Dis 'n gelukbringer en daar's bygelowe daaraan. Vertel ons van geboortevlekke. Wel dit is so, baie sal sê vloek of seën, maar hier's 'n paar interessante elemente van geboortevlekke. Die een geloof is, sê net maar jy het 'n musieagtige geboortevlek wat bietjie haartjies uitgroei, dan glo hoe langer daai haartjies raak, hoe wyser word jy. 'n Ander ene sal wees byvoorbeeld klein babietjies wat gebore is wat die vlekkies agter op die nek het. Sê hulle dit is hoe die ooievaar die babietjie gebyt het. 'n Derde een as jy byvoorbeeld 'n geboortevlek op jou hande het, beteken dat eendag gaan jy 'n geneesheer wees en jy gaan mense kan gesond maak met aanraking. En dan kry jy ook 'n geboortevlek wat jy dalk op jou gesig het, beteken dit 'n engel het jou gesoen
En raai wie het Gorbachev gesoen van die Sowjetunie? Wie? Want hy het 'n Ja. hy het 'n geboortevlek gehad op sy gesig. So ja, dit beteken vloek of seën, maar kom ons glo maar eerder dit bring groot seën. Nou, is daar verskillende soorte geboortevlekke en ek weet babatjies het partykeer so rooietjie wat so net weggaan dat lyk soos wat hulle noem dit, ek dink hulle noem dit 'n arbeidvlekkie. Arbeidvlekkie, ja. Ja, wat nou na 'n tydjie. So is daar verskillende soorte geboortevlekke. Kan mens dit wegvat? Ja, daar is verskillende. Die groot ding is wat mense net moet weet, meestal is dit kwaad of nie kwaadaardig. So ouers is gewoonlik redelik bekommerd daaroor want 'n geboortevlek sien jy dadelik na geboorte of so 'n paar weke nadat die babatjie gebore is. En jy sien dit in verskillende forme en kleure, teksture en op verskeie areas op die vel. En dit kan in 2 kategorieë opgedeel word. Die eerste kategorie is byvoorbeeld 'n vaskulêre geboortevlek, wat beteken dit is ryk in bloedvate. En dit kan tipies rooi wees, pink of pers. Jy kry dit in jou gesig, jy kry dit op sekere areas op die borskas ook, maar baie keer kry dit in jou gesig. En dan kry jy natuurlik 'n gepigmenteerde geboortevlek wat deur melanienselle gevoed word en bruin pigment gee en baie keer staan dit bekend ook as café au lait wat beteken dit is melk by jou koffie en dit het hierdie ligte tipe bruin vlekke oor jou hele liggaam. Nie kwaadaardig, maar gewoonlik moet 'n ou daarna kyk vir alles wat in jou gesig is, die vaskulêre tipe want dit kan jou visie beïnvloed. Nou, wanneer moet mense dit verwyder en moet mense dit verwyder? Baie keer wil mense dit verwyder suiwer vir kosmetiese redes. En dit pla hulle, maar dan moet jy dit verwyder of chirurgies en 'n ander alternatief is as jy dit met laser wil verwyder. Die probleem is jy moet gaan vir gereelde laserbehandelings en dit vat redelik lank. Dis 'n tipe so melanoom of 'n melanin tipe van 'n melanienpigment en natuurlik ook die vaskulêre pigment kan ook met laser verwyder word want jy kan 'n spesifieke golflengte teiken met laser, maar dit vat tyd. 'n Ander element is chirurgies. As jy dit heeltemal chirurgies wil verwyder, dan moet jy nou net jou opweeg, hoorie, wil jy eerder nou sit met die letsel oor die jare of wil jy weet, maar met die geboortevlek saamleef. So dit is gewoonlik om kosmetiese redes, maar ek moet vir sê daar's vir my iets seksie aan 'n geboortevlek. Los dit net so dink. Dit dra by tot jou identiteit en Natuurlijk. ek en my glo vas, dit maak jou slimmer. Judy, dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai kom maak. Wel, twee goeters, niks om oor te bekommer nie, Leon. Los hom net so en dan hoor jy aan die agtergrond Corrie se kos wat sy besig is om te maak. Ek sien vreeslik uit daarna. Terug na Sake Fokus. By Everest Wealth verstaan hulle dat die grondslag van welvaartskepping in die benadering tot beleggings lê. Die reis na welvaart kan vol uitdagings, fluktuasies en strikke wees. Sommige mense voel dis onoorkombaar, maar jy het 'n vernoot wat waarde in die reis self sien. Elke tree 'n tree na sukses. Daardie vernoot is Everest Wealth. Vir bystand op jou reis, SMS welvaart na 47152. Everest Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. R2 per SMS, besenfees geld. Ek gesels met Elise Kutse, sy's van Everest Wealth. Goeiemôre. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Lekker om hier te hê. Nou hierdie mag dalk soos 'n voor die hand liggende vraag klink, maar wat behels finansiële beplanning en waarom is dit belangrik om met 'n kundige daaroor te praat? Weet jy, dit is nooit 'n slegte ding om jouself te verryk nie, maar soos wat jy kan Google, kan jy net so met 'n kundige ook praat. Net om seker te maak jy Google nou nie verkeerde dinge nie. So dit is belangrik om finansiële beplanning te oorweeg met 'n kundige. Natuurlik om te kyk, is jy op die regte pad? Doen jy die regte ding? Waar kan jy veranderinge toepas en daai tipe van goeders? Bou vir jouself 'n plan en pas dit dan toe. Ja, want daai wêreld mag natuurlik oorweldigend wees as jy nie weet wat Natuurlijk, aangaan nie. Wat is belangrik by beleggings as dit kom by diversifikasie? Kyk, diversifikasie is nogal 'n ding wat mense as jy 'n produkverskaffer diversifiseer, dan is jy okay. So om met die blou en die groen en die persmaatskappy byvoorbeeld te belê diversifiseer, maar die produkte en die fondskeuses maak eintlik 'n verskil. So dit is waar jy natuurlik kyk, produkgewys kyk na sekere produkte wat vir jou belastingvoordele gee, ander dan nou meer oor 'n langtermyn, korttermynbehoeftes, dan kyk jy ook na bateklas diversifikasie. So daar's sekere faktore wat jy in ag moet neem wanneer dit by daai groot woord kom. So dis nie net 'n straightforward pink maatskappy, blou maatskappy, geel maatskappy, diversifikasie nie. Smarty boxie benadering. Ja.
Jy praat nou van belasting. Watter effek het belasting op jou beleggingsopbrengste? Kyk, dit trek dit natuurlik dood. So dit is hoekom jy met 'n kenner moet praat om seker te maak jy versprei jou 'n tipe doelwitte in sekere boksies om seker te maak, jy weet jy kry die minder belasbare opbrengs natuurlik of die beste daaruit. So jy kan nie altyd die beste kry nie, so ten opsigte van jou behoeftes nie. So dis baie belangrik om daarna te kyk. Weerens en om met 'n kundige daaroor te gesels. Natuurlik ja. Die markte is wisselvallig uiteraard in die aard van markte. As ons onseker is oor enige van daai marktoestande, wat kan ons gerus stel? Waarna kyk ons daai tipe ding? Ja, ons almal wil daai kristalbal hê om te sê, weet jy wat, belê hierin, dit sal vir jou 'n vaste koers gee of wat ook al en jy weet jy sal okay wees. Niemand het daai kristalbal nie. So dit is belangrik om te diversifiseer weer daai woord. Natuurlijk. Maar dan praat met jou kundige om seker te maak jou bateklasverspreiding is goed genoeg ten opsigte van jou behoeftes. Hoe meer risiko jy natuurlik kan aanvaar, natuurlik kyk jy na hoe langer termyn jy kan belê en hoe laer risiko is bietjie meer na korte termyn. So dit is belangrik om te diversifiseer daar. Ja. Natuurlik. Is dit ooit te laat om te begin met goeie finansiële beplanning? Nee, nooit nie. Ek meen jy kan begin as jy 80 is, maar dalk het jy nog nooit jou finansiële kenner genader nie. So dis baie belangrik, kry iemand en laat ons gesels daaroor. Hoe maak mense kontak met Everest Wealth? Gaan besoek asseblief ons webtuiste everest12.co.za of volg die linkie onder. Natuurlik. En dan kan mense kan ook SMS welvaart na 47152 in die waarheid en natuurlik met julle in kontak kom met julle kundige span. Baie dankie dat jy vanoggend 'n draai by ons gemaak het. Dankie. Lekker om hier te wees. Is Elisée Kutse, sy is 'n gesertifiseerde, amper val ek oor daai woord, gesertifiseerde finansiële beplanner by Everest Wealth. Nou ja, van finansiële gesondheid tot fisiese gesondheid, nou oor na Spa-Town van Nutraceutics. Nutraceutics South Africa verbeter jou ervaring van die lewe deur die natuur en wetenskap. Hulle is daar om vir jou die beste beskikbare natuurgebaseerde terapeutika te lewer wat die wêreld se voorste kundiges kan bied. Die produkte is ontwikkel deur vooraanstaande onafhanklike kundiges en is ontwerp vir integrerende gesondheidsorgpraktisyns wat terapie benodig waarop hulle kan staatmaak om hulle pasiënte se gesondheid te verbeter. Een so produk is Spa-Town, 'n natuurlike ysterryke bronwater wat gesonde ystervlakke ondersteun, sag op die maag is en klinies bewys is as 'n hoogs opneembare bron van yster. Alle formulerings word ontwikkel in samewerking met vooraanstaande voedingkundiges, wetenskaplikes en navorsers om voorpunt innovasie en hoogs doeltreffende bewysgebaseerde formules te lewer wat ook voldoen aan volhoubare produksie, oesbeginsels en GMP-standaarde. Nutraceutics South Africa verbind tot die vervaardiging van innoverende voedingsaanvullings gebaseer op 'n grondslag van natuur ontmoet wetenskap. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Cullinan, Ruyten en Bronkhorstspruit in Gauteng en hy nooi alle ondernemings van daar uit om hom te skakel vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 5 Julie uitgesaai. Onthou, ons opwindende nuwe sakewinkel skop volgende week af en is eksklusief vir ontbytsake kykers. So vanaf Saterdag 5 April sal jy toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel, maar jy moet registreer. En die van julle wat dit klaar gedoen het of voor 4 April doen, jy het nog 'n bietjie tyd, staan 'n kans om van die R20.000 se gratis FlySafair Air vliegbewyse te wen. Dit klink lekker. Die wenners word volgende week bekend gemaak. So gaan registreer sommer nou, jy sal nie spyt wees nie. Hierna vind Charlene uit wat Accident Angels doen, 'n gewaardeerde kliënt van King Price. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Ek gesels met Trevor Keys van Accident Angels en Miller Skuman wat 'n baie noue ontkoming met die dood gehad het. Baie dankie dat julle vanoggend ingekom het. Good morning, Trevor. Baie dankie. I will try and keep to my best English. My Afrikaans is pragtig, nee. Miller, vertel vir ons jou storie. Man, so die 20ste Maart, omtrent die verlede jaar 24ste, wag, die 2024 was ek in 'n kop-en-kop botsing gewees en ek is hospitaal toe geneem. Ek het in die 9 dae later in 'n intensiewe eenheid wakker geword.
En danksy my suster wat my lid gemaak het op haar Accident Angels polis, was ek in 'n privaat hospitaal en nie in die staatshospitaal of enige ander hospitale nie. Ek het 9 frakture opgedoen. Redelik ernstig en ek het nog so lekker gelê. Toe hoor ek hierdie groot mond Engelsman wat daar in die saal afgestap kom. En hy stap in my kamer in en hy praat met my asof hy my jare ken. En toe sit Trevor van Accident Angels, hy is toe die hoof angel. Accident Angels ingekom, alles oorgevat by my suster, gerusgestel, al ons betaling, die privaat hospitaal situasie uitgesorteer. Geen probleme gehad nie. My vrou geen bekommernisse finansiëel gehad nie. Ek is 'n ou wat nie mediese fonds het nie en Accident Angels het na my gekyk. As dit nie vir dit was nie, sou ek nie in 'n privaat hospitaal in 10 vandag hier gewees het nie. So behalwe vir die feit dat dit 'n wonderwerk is dat jou lewe was, die tweede wonderwerk dat jy al die trauma gespaar het van wat gewoonlik met so 'n nou onkoming gepaard gaan. Trevor, vertel vir ons, how does Accident Angels work? In essence, we get individuals who are medically uninsured into private hospitals after a car accident. So there's 800 people require medical treatment every day on South Africa's roads. And a large majority of those will never get into private hospital. So we put up the funds to make sure our members only ever get treated at the inside of a private hospital. Yeah, but how do you manage that? It seems like an impossibility. We got a lot of angels. You got a lot of angels. We got a fantastic team. Miller's incredibly lucky. You know, if you saw his accident, you'd realize that for him to be sitting here today, it's a miracle. But he's got a good sister who took out an Accident Angels benefit for him. And yeah, so effectively we put up the funds, we pay for all the costs up front, whether it's the trauma environment, whether it's the air ambulance, and then we process the road accident fund claim after that. Okay, so it seems like a lot of admin work that you have to do to get people to safety, but who looks after you? Who's your angel? I've got the most incredible broker. His name is Telly from We Insure, and he introduced us to King Price about 1.5 years ago. And yeah, they've been incredible. Like they've looked after us, our reps on the road, our office equipment, our facility. So yeah, King Price has been amazing. What makes them such a good partner for you as a business? Yes, they're amazing. They walk the extra mile, but so do a lot of other insurers, would they say? I thought we were fast at getting people into private hospitals. They're incredibly fast at setting claims and putting up a new product on the policies is like super slick, super easy. And the commercial division, which I know is quite new because we never had them before, has been incredible. They really are world class. Yeah, fantastic. And Miller, how is your life now? Vra ek sommer vir jou af in Engels. Kom ons ook aan Afrikaans praat net kort. Ek rehabiliteer nog. Ek is nog besig met die beserings en so aan, maar soos ek weer eens kan sê, is 'n wonderwerk dat ek engele gehad het soos my suster Hanlie en soos Accident Angels en ek het nie bekommerd na die tyd van hospitaalrekenings en allerlei kostes wat nou uitspring nie, want die Angels het na my gekyk. Ja, kyk nou nie, wonderwerke gebeur. Nou ja. Altyd. Dankie julle en terug na Corlie vir daai wonderwerk in die kombuis. Die Avontuur West Peak Cabernet Sauvignon met sy aromatiese geure op die neus, tipies van die Helderberg terroir, pas perfek saam met gebraaide biefstuk, geroosterde lamskenkel of 'n ryk wille champignon risotto. So my koselemente staan reg en al wat nou moet gebeur is die opdiening daarvan. So ek gaan dadelik begin. Ek het al so half te oral begin, maar ek wil vir jou van die begin af gou 'n bord wys. So hier's nou daardie olie wat ons nou gemaak het. Ek het dit net in so 'n botteltjie gegooi. Dit help net dat jy dit makliker kan in 'n bord sit. So jy kan nou hier letterlik doen net wat jy wil. Ek het nou al hier verskillende goeders probeer. Ek het nou mooi eene gemaak. Maar ek dink ek's haastig. So al wat ons nou doen is nou vat jy 'n heerlike stukkie vleis. Ek gaan hom so en dan plaas jy hom so hier. En onthou, ons wil net 'n bietjie olie op die bord hê. Dis verdoet eenvoudig. Jy wil net so die vleis raak om die smake te kry. So dan vat ons nou so mooi tomatietjie en hy's so net so lekker gerooster. Jy kan nou verskillende kleure opsit of minder. En dan volgende het ons van ons aartappels. Hulle kan jy ook net so bymekaar sit. Kyk, ons probeer, julle ken my borde is altyd vol en baie. Probeer nou 'n bietjie oor dat ons baie dames hier het, so 'n bietjie van 'n fine dining experience vir julle gee. So ons kan net hier en daar
een van hulle sit en dan heel laaste so 'n stukkie rooi ui bo-op. 'n Groen blaartjie, natuurlik. Dit bring net die bord tot lewe. En dan 'n swart pepertjie. Kyk nou net hoe mooi is dit. Nou ek hoop ek het jou nou inspireer met my Corley produkte. Gaan koop jou Corley produkte aanlyn by ek wil nou Engels sê, www.corley.co. En ja, dis nie 'n fout die kou nie, dit moet net so wees. Die adres is perfek so aan die einde. Nou kry die resep op ons ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. Geniet die naweek. Ek sien jou volgende week. Dawie gesels nou eers met Anso Viljoen, die laaste lid van die Mommy Club van die hoofstad. Ontbytsake word met trots gevlieg deur Fly Sapphire. Besoek flysapphire.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Sapphire, vir die liefde van vlieg. My weer om met Anso te gesels. Ek en sy so vinnig gesels het te vertel sy was nou 1 of 2 goedjies van jou. Ek weet jy het nou net gesê jy noem jouself 'n gold digger. 'n qualified gold digger. 'n qualified gold digger. Ja. Vertel, wat jy het diamante, ek meen jy's 'n geoloog, né? Ja, so ek voordat ek my man ontmoet het, voordat ek kinders gehad het ek geologie studeer. So toe het ek 'n honeursgraad gedoen, ek het 'n meestersgraad gedoen in hidrogeologie, so waterwetenskap. Maar ja, voordat ek kinders en al daai goed gehad het ek op goudmyne, diamantmyne, oral in die wêreld gewerk. Ek was in Poland, ek was in Finland. Ek het my meesterskripsie eintlik 2 kilometer onder die grond in 'n UNESCO site, 'n ou soutmyn in Poland aangebied. So ja, dit is wie ek was voordat ek 'n mamma geword het. Het jy nou al terwyl jy nou gegrawe het vir goeters, ons het jy al iets groots ontdek? Het jy 'n groot stuk goud, 'n nugget gekry of 'n diamant? So ek was al 'n paar keer onder die grond wat ek soos my liglampie gehad het en my hard hat en al daai goeders. So met dit, ek was nie fisies betrokke waar hulle die goud uitgrawe nie. So ons het meer op projekte gewerk om dit te identifiseer en te kyk waar lê die sources van dit. So ja, maar ek was al baie onder die grond en ek love dit. Hoe voel jy om vuil te word? Want dis wat gebeur as jy onder die grond is. Jy's vuil en vol modder en alles. Wel, mense dink altyd ek is hierdie girly girl wat ek is, maar ek gee nie om vuil te word nie. Ek maak graag my hande vuil. En vol sweet te raak, want jy doen ook hierdie wellness dae en hierdie fitness challenges. Wat so goed is dit? Ja, so deur my swangerskap met my kinders, het ek agtergekom hoe 'n vrou se liggaam verander, want ek het 2 babatjies in 2 jaar gehad. Ek was 9 maande, my seentjie was 9 maande oud toe ek weer swanger. Ja, so toe ek besef hoe 'n vrou se liggaam verander, maar met dit, ek was so 5 jaar, toe ek my man getrou het ons iemand gejoin wat soos letterlik my regterhand is, wat my toe gehelp het deur my swangerskap, hoe om reg te eet, hoe om te oefen, hoe om nog steeds na jouself om te sien, want ek dink baie mammas veral, die oomblik as jou babatjie daar is, dan vergeet jy van jouself. En toe het ek agtergekom, daar's so groot aanvraag in die mark van, wat doen ek? As ek nou 'n babatjie gehad het, hoe kyk ek na myself, dat ek, en dit is regtig net 'n passie van my, is om vrouens te lei en vir hulle te wys, soos, kyk, jy hoef nie te voel, jy doen nie 'n goeie werk of wat ook al nie, jy hoef nie jouself altyd tweede te sit nie, hierdie is die beginpunt, kom ons loop saam, kom ons doen dit saam. So, ek is baie opgewonde om te sê, my volgende wellness dag, doen ek nou die 25ste Mei by Serengeti, wat ek nou, ons is nou nog besig om alles te reël, maar ja, dit is oop vir almal in die area, vrouens, om die dag saam met ons te kom geniet, daar gaan baie cool brands en goed wees, en ja, dit gaan net 'n lekker dag wees. So die idee is hoofsaaklik om vir nuwe mammas te wys dat jy kan jou liggaam terugkry, en vinnig ook. Ja, so ek het eintlik 9 maande nadat my seentjie gebore was, my eerste show gedoen, as jy dit so kan sê, toe kry ek 'n tweede plek, en toe, saam met een van die mammas in hierdie
Mommies Klub wat ons nou gedoen het. Ek en sy toe laas jaar albei van ons 9 maande nadat ons babatjies gebore is, weer 'n show saam gedoen. Toe kry ek die eerste plek in my line-up en tweede overalls en toe het ek net daar besef soos nou moet ek vir vrouens wys dit is moontlik, jy kan dit doen, maar jy moet net committed wees. Vinnig, sê vir my, jy en die man het 'n besigheid. Wat 'n besigheid Ja, is dit? so my man is 'n gekwalifiseerde veearts. So toe hy veearts geswat het hy 'n vervoermaatskappy begin, Villion Transport. En toe ek nou swanger geword het, toe moes ek bietjie wegbeweeg van die mynbou af, want ek kon toe nou nie meer so travel en al daai goedjies doen nie. Toe het ek 'n paar kursusse geloop om boeke te kan doen. So ek doen nou sy boeke by die besigheid en my man hardloop sy vloot en wanneer hy tyd af het, loop my as 'n veearts. Ek het 'n baie belangrike ding weer 'n keer geleer. Ja. Mens moenie sommer net iemand oordeel nie. Ja. Baie lekker om saam met jou te kuier, hoor, maar dis nog nie al nie. Vreeslik beïndruk. Kan jy dit nou glo? Wow, wat 'n lekker program. Volgende week kan ek vir julle sê wag daar 'n groot verrassing. Dit gaan 'n vreeslike fees wees. Ek mag nie sê nie. Groot geheim, maar 'n ding kan ek vir julle sê. Ding. Hoorie, vir julle al die dames hier, so het ons 'n baie oulike persentjies nou hierdie lieflike ontbytsake beker met 'n lieflike wyn en 'n sakkie binne in 'n sakkie. Dis van Boot & Rally, ons vriende, hulle maak lieflike leerprodukte. Baie dankie dat julle by ons kom kuier het en julle moet lekker eet dit lyk. O, kry ons ook darm kos, ek kan net seker gemaak. As jou nou, jy kry ook een, hè? Net ons plesier. Baie dankie dat jy by ons was. Ek kan wel vertel dat ons aan die ateljee gas die bekende aanbieder Minkie van der Westhuizen is en dit gaan groot wees. So julle moet volgende week inskakel. Cool, kan nie wag nie. Ja. Doen julle val weg. Ja, hulle wil graag. Julle kan maar nou gesondheid julle. Gesondheid. Cheers. Ons gelyk. Ja. Dit is 'n moeilike werk. Ons net met daai. Goed, dis lekker wyntjie. Jy kan nou slank eet. Ek sal vir jou kyk terwyl. Kan nie. Ja, gewoonlik staan jy. Louise, daar's 'n probleem. Baie julle lekker mense. Bye.